Vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons sê vir U baie, baie dankie dat ons andermaal vanmôre weer kan saam wees in U naam. Wat 'n kosbare voorreg om U die skepper van die heelal, ons koning te kan noem in Christus Jesus ons Here. En dat ons weet dat die Heilige Gees uitgestort is, die Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid. Here, ek het vanmôre daar oor gedink toe ek die boodskap luister van hoe Saul gesalf was as koning vir die volk Israel, en die hartseer gedagte wat deurgekom het, is dat die volk U verwerp het, en hulle het 'n koning gesoek, en die rede daarvoor was gewees, dat hulle soos die ander nasies kon wees. En het ek daaraan gedink, Here, en daaroor gepeins, dat dit is presies die probleem in die tyd waarin ons onsself bevind. Here, ons wil kerke, ons wil predikers hê, wat volgens ons eie begeerlikhede spreek, ons wil nie meer U standaard handhaf nie. Waarom nie? Want dit is 'n hoë standaard, dit is 'n heilige standaard, en ons weet dit is onmoontlik vir die mens om dit te kan onderhou, as die Heilige Gees van God deur die woord ons nie daartoe in staat stel nie. En wil ek by U pleit, Here, dat ons nie 'n gemeente sal wees wat standaarde verlaag en die woord aanpas om by mense in te pas nie, maar Here, dat ons in hierdie laaduur, vlak voor U wederkoms, sal opstaan en sal sê, so sê die Here, Here. En Here, ons het die verantwoordelikheid om dit te doen, omdat die kerk aan U behoort. Elke weergeborene, Here, sê U in U woord, is U eiendom, en daarom moet ons versigtig wees hoe ons met U kudde werk. Daarom sê die Bybel ook, dat elke ouderling wat goed regeer, dubbele eer van U sal ontvang, en dubbele eer waardig is, en wanneer U die opperherder verskyn, sal ons die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Daarom pleit ek vir U, Here, dat U vir my as leraar van die gemeente, en die broeders wat saam met my hier arbei, elke jongmens, elke kind, elke middeljarige, dat U vir ons genade sal gee, dat ons 'n liefde vir U en 'n liefde vir U waarheid en U woord sal ontwikkel. Here, wat ons sal aanvuur, nie net om Sondag, Here, na die kerk te kom en iets te hoor wat die prediker sê nie, maar hier uit te stap met 'n blymoedige hart, om 'n verlore gaande wêreld vir Christus te wen. Ons weet, almal gaan nie gered word nie. Ons weet die oorgrote meerderheid gaan miskien vir ons die koue skouer gee. Maar Here, ons taak is om soos 'n lamp in 'n donker plek te skyn. Ons roeping is om sout van die aarde en lig van die wêreld te wees, en somtyds gaan mense aanstoot neem as ons die standaard van die woord aan hulle deurgee. Maar Here, hoe dit ook al mag sê, U woord is die laaste gesag, en die Bybel sê vir ons, Here, dat U woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Daarom pleit ek by U dat ons gemeente nie net nog 'n gemeente sal wees wat saamkom nie, maar dat ons sal inkom vir opdragte van God en sal uitgaan as diensknegte, as soldate in diens van die hemelse koning, en dat ons sal doen wat U van ons vra. Ek dank U vanmôre vir elkeen wat hier is. Here, ek neem nie van selfsprekend aan dat U harte opgewek het om hier te wees nie. Elke persoon hier teenwoordig is mense wat U opgewek het om te kom na U huis vir 'n bepaalde doel, en vra ons, Here, dat U hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Ons is nie hier om 'n kerk se leerstellings te verdedig of te verkondig nie. Ons is nie hier om 'n opinie van 'n predikant deur te gee nie. Ons is nie hier, Here, om mense goed te laat voel nie. Ons is hier om vir mense hoop te gee. En die hoop is in Christus, gesetel in sy verlossingsplan, wat hy daar aan die kruis van Golgotha dan ook bewerk en volbring het. Ons is hier om hoop te bring, omdat die graf leeg is. Christus het opgestaan en hy leef, hy het opgevaar, hy tree vanmôre vir ons in by die Vader. En die Bybel sê vir ons, Here, dat ons met groot vrymoedigheid na die troon van genade kan nader, omdat ons genade sal vind en barmhartigheid sal verkry om op die regte tyd gehelp te word. Ons loof U, Here, dat alles gaan oor U, want as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself. En dis my begeerte vanmôre, dat hierdie gemeente eer sal bring aan die God van hemel en aarde, en dat die hemele sal juig oor hierdie erediens, omdat die heilige drie-enige God geëer en verheerlik sal word. Seën ons same syn, Here, maak dit vir ons maklik om te luister, ten spyte van die omstandighede. Maak dit vir ons maklik om te luister en word U verheerlik. Ons bid dit met soveel dankseggings tot eer van U heilige naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons eer die Here dat ons vanmôre weer sy wonderlike woord in ons midde kan hê.
Nou, soos u weet, het ek vir u al in die verlede gesê, ek het 'n Bybel, wat ek saambring, hier is hy. Ek het ongelukkig nie plek op die werksplek hier voor my nie. Nou, prediking is werk, glo dit of nie, en hulle sê, mag nie op 'n Sondag werk nie. So ons sal een of ander tyd daaroor praat. Hoe kom hierdie twee by mekaar uit? En dan besef ons maar net die voorreg wat ons het om God se woord te hê, en binne konteks verduidelik die Here vir ons kosbare waarhede wat ons kan toepas in ons lewe. Vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks uit die boek Openbaring. Nou ons is al 'n geruime tyd besig daarmee. Ons was eers in 'n ander gebou en nou verskuif ons nou na die nuwe gebou en miskien een of ander tyd verskuif ons na ons eie gebou. Maar die gedagte is ons het deurbeweeg. U sal sien hierdie boekrol is Openbaring van die begin tot die einde. Nou ons trek hier in die middel. Daar was 7 bassyne en 7 persone staan, sal u sien is 'n lyn getrek. 7 jaar van groot verdrukking aangebring op die kaart. Ons is tans in die middel van die groot verdrukking. En vriende, ek het vir jou reeds gesê in die boodskap wat verby is, dat daar is verskillende interpretasies oor die boek Openbaring, en ons moet tog nie 'n ou wat nou glo dat die Here in die middel van die groot verdrukking sy kinders gaan kom haal voor 'n vuurpeloton sit en hom vol gate skiet, want ons dink hy's heeltemal van die pad af omdat hy nie saam met ons stem, omdat ons glo aan die begin nie. Daar's kinders van die Here wat kan verskil, en daar is sekere dinge in die boek Openbaring wat vir ons soms bietjie laat kopkrap, en ons moet vir mekaar plek en ruimte skep wanneer dit kom by hierdie baie besondere boek in die Bybel, omdat die Here baie simbole en verskillende dinge gebruik wat ons nie aldag verstaan nie, en daarom gee ons vir mekaar die plek en ruimte. Daar is een groot beginsel in die boek Openbaring waaroor ons nie kan verskil nie. En dit is dat die boek Openbaring gaan oor die ewige koningskap van die Here Jesus Christus. Luister, dis eintlik waar die boek Openbaring gaan. Genesis 3, die sondeval, en die moederbelofte wat gegee word, en hierdie is die vervulling daarvan, dat die Seun van God, Jesus Christus, God wat mens kom word het, op die troon van Dawid sal sit, vir 1000 jaar sal regeer, en daarna sal hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, soos hier aangebring op die kaart, en dis waarna een ek moet uitsien. Ons sien nie uit na ons nuwe verhoging of die bonus die einde van die jaar nie. Al is dit lekker en ons geniet om dit te kry en ons kan bietjie van die skiltjies betaal daarmee, maar ons leef nie daarvoor nie. Dis nie waaroor ons sit en opstaan gaan nie. Dit gaan nie oor die voordele van die lewe en wat ons uit hierdie lewe kan kry nie, maar die lewe gaan oor Christus en hom as gekruisigde, en ons verlang elke dag om in sy heerlikheid te wees, en daarom het ons hierdie ywer in ons siele om vir ander te vertel van die Here Jesus Christus. Daarom is hierdie kansel en hierdie platformpie nie gereserveer vir 'n kerk of vir 'n denominasie of vir een of ander opinie van 'n mens nie, maar om so eerlik moontlik die skrif te verklaar binne die konteks van die Bybel, om ons voor te stel aan die verlosser Jesus Christus, en dan u wat aan hom behoort op te wek, dat u vir hom sal leef met alles in u wese. Ek hoop nie u dink Christendom is iets wat 'n mens maar doen net ter wille van tyd, en ja, daarom my gewete so bietjie rustig kry, en daarom die geestelike ook inwerk in die alledaagse nie. Christendom gaan oor Christus is my lewe. En hy beïnvloed alles wat ek doen. Besigheid, gesprekke met mense, as ek aan sport deelneem, hy is die een wat my lewe totaal oorneem en beïnvloed. Hy kan nie my redder wees as hy nie ook my koning is nie, en dis waaroor die boek Openbaring gaan. En kom ons lees vanmôre, kom ons nou uit by die bose trio tydens die groot verdrukking. Ons het al reeds gepraat oor die Satan of die draak, soos die Bybel vir ons sê. Vanmôre kom ons by die dier, die antichrist en dan die valse profeet uit. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk, en as u vanmôre nou hier sit met afwagting en u dink by jouself, hy gaan vanmôre vir ons sê, wie is die antichrist, waar kom hy vandaan, wanneer gaan hy begin regeer, en wie is die valse profeet, gaan ek u nou al teleurstel? Ek weet nie. Maar ek gaan vir u 'n paar aanduidings gee, wat die Bybel vir ons gee, en oor sekere dinge gaan ek swyg, want die Bybel gee dit nie vir ons nie. U moet onthou, die boek Openbaring is 'n boek wat geweldig baie sensasie opwek. En daarom maak mense uitlatings oor die boek Openbaring wat nie waar is nie. Maar hulle verkoop duisende boeke. Want mense is sensasie gedrewe. Het jy gehoor, daai predikant sê, die Heilige Gees het vir hom gesê, om vir ons te kom sê, en hier is die boek. Dan sê ek, nee, die Heilige Gees het nie vir hom gesê nie. Dis miskien sy gees van begeerte na meer op tydelike gebied, wat hom gedryf het om goed te sê wat die Bybel nie sê nie. Maar kom ons lees, dat die Bybel vir homself praat, dan gaan ek poog om dit wat die Here vir my in hierdie week om leer het uit hierdie gedeelte, deur navorsing wat ek gedoen het,
ook vir u deur te gee, en ons bid dat die Heilige Gees dan ook vir ons dan deur sy woord sal versterk om beter te verstaan. Johannes die apostel van die Here skryf, en ek het 'n dier gesien, of 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En hoor wat staan daar, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, en wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Nou 42 maande lank is groot verdrukking terme, die helfte van die groot verdrukking 3,5 jaar, tweede helfte 3,5 jaar. Vers 6, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie voor die grondlegging of van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En hy die aarde het 'n ander dier sien opkom, en hy 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak, dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk op die naam, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons gaan dit so ver saam lees uit God se wonderlike woord. Ek wil net hê jy moet let op vers 16, dat in die tyd van die anti-kris, gaan die anti-kris alles gelyk maak. Slaaf, vryman, ryk, arm, gewild, ongewild, gaan onder sy diktatorskap een gemaak word. Want daar gaan geen kompetisie vir hom wees nie. Hy gaan die een wees wat alleen aanbidding vereis. Ons gaan vanmôre met u praat oor die gedagte van die bose trio tydens die groot verdrukking. Nou baie mense verwys na die duiwel en dan na die anti-kris en die valse profeet as die bose drie-eenheid. En 'n mens kan nie na hulle verwys as die bose drie-eenheid nie, want daar's een drie-eenheid. Dis God wat hom openbaar in Vader, Seun, Heilige Gees. Die duiwel is 'n geskape wese. Die anti-kris gaan ons vanmôre sien dat hy 'n persoon gaan wees en so ook die valse profeet. Daar is een drie-eenheid, dis die heilige drie-eenheid, dis die God van die Bybel, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons gaan nie vanmôre hierdie gedagte vir u deurgee dat hulle 'n bose drie-eenheid is nie, want hulle is nie 'n drie-eenheid nie. Hulle is 3 verskillende identiteite en dan ook wesens en persone, en ons gaan dit ook vanmôre
uit die woord aan u duidelik verklaar. U moet tog nie dink, en ek wil dit vanmôre net weer vir u sê, vriende, en sit dit in u hart weg. Die Here is nie besig om die duiwel arm te druk en die sterkste een gaan later wen nie. Hierdie God van hemel en aarde is in beheer ook van die duiwel. Martin Luther het gesê, even the devil is God's devil. Hy is 'n geskape wese, hy het in rebellie teenoor God opgestaan, hy het gedink hy gaan God word, die posisie van God is nie beskikbaar nie, en hierdie duiwel is, die Bybel sê, dan ook uit die hemel uitgewerp. En daarom moet ons vanmôre sien dat die heilige God vir sy eie rede, vir sy eie doel, sekere goed toelaat, en ons sien hoe alles besig is om, soos 'n trechter dan, in te beweeg in hierdie eindtyd, waar God homself gaan openbaar in sy seun Jesus Christus as die ewige en wonderlike heerser. So hulle is die bose trio, die bose drie, wat in die tyd van die groot verdrukking sal optree. Die boeke wat u kan lees, ek het vir u laasweek ook gewys, is een van Dr. John MacArthur. Hy het die boek geskryf, Because the Time is Near. Dis so kort en bondige 300 bladsy verduideliking van die boek Openbaring. En as u wonder of 300 bladsy kort en bondig is, dan kan ons later daaroor praat, want die ander twee boeke is omtrent 600 bladsye, wat ek ook vir u sal wys. En dan Amir Tsarfati het 'n boek geskryf oor Revealing Revelations. Hy en John MacArthur verskil bietjie hier en daar oor verklaring, maar tog nog steeds 'n goeie boek om te lees. En dan kan u die Nuwe Testamentiese kommentaar van MacArthur kry oor Openbaring. Die eerste volume is hoofstuk 1 tot 11 en dan van 12 tot en met 22. Dit is 'n geweldige en diepte studie, waar baie van die woorde ontleed word en gedagtes ontleed word. En dan Dr. Walwoord en Zak, is 'n baie goeie boek, The Bible Knowledge Commentary. Jy kry hom nou in 1 volume, en as u wil weet waar u dit kan bestel, kontak ons, of u kan na Augustine Boekwinkel hier in Pretoria gaan, of dan ook Good Neighbors, is boeke, of plekke waar u die boeke dan kan kry. Nou laasweek, net so kort oorsig, en dan spring ons weg met vanmôre se boodskap. Laasweek het ons gepraat oor Jesus se ewige heerskappy, die laaste gedeelte van Openbaring 11, en ons harte was brandende in ons, toe ons besef het, dat hy die ewige koningskap gaan aanvaar, want dit behoort aan hom. Hy is die koning van die konings. En dan het ons gepraat oor die draak, wat die ou Satan is, die kind Jesus, en dan die vrou Israel. En as u meer oor die boodskap wil lees of leer, is u welkom om hierdie boeke te kry, of dan ook na die boodskap te luister. Nou vanmôre, vriende, gaan ons bietjie kyk na hierdie ander twee persone. Dis die duiwel, en dan die antichrist en die valse profeet, en hoe hierdie bose trio dan tydens die groot verdrukking sal optree. Nou hierdie twee prominente figure waarna ons vanmôre gaan kyk, dan die antichrist en die valse profeet, vriende, sien ons, dis twee persone wat deur God self, deur die duiwel self, dan ook aangevoer sal word, en dan ook, ek wil amper sê, gestuur sal word in 'n rigting om hierdie oorlog, wat die duiwel teen God het, dan voor te sit op aarde, en dat mense dan ook kan sien wat aan die gang is, en dan ook hierdie loyaliteit van mense, sal bepaal waar hulle, maar soos in die tuin van Eden, eerder sal kies om die vyand te volg, in plaas van die verlosser, Jesus Christus, die saligmaker. Ek wil net hê, ons moet hier aan die begin van hierdie boodskap, let op 'n sekere sinsnede wat ons telke male in die boek Openbaring vind. Nou hierdie sinsnede, vriende, gaan ek vir u lees, en u kan die studie self gaan maak. Telke male vind ons hierdie woorde, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lang te doen. Vers 7, dit is ook aan hom gegee, om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En mense vra dikwels die vraag nou, wat bedoel die Bybel daarby as hy sê, aan hom is mag gegee? Want u sien, God is nooit die initieerder van sonde nie, maar ons sien in sy toelatende wil, laat hy sekere goed toe, en die Bybel sê vir ons, dat die Here God self, aan die antichrist en valse profeet, sekere mag sal gee, binne die perke wat hy vir hulle stel, om sy volmaakte plan in vervulling te bring. En wat is die volmaakte plan? Die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en aarde, waarop geregtigheid sal woon, waar Christus sal regeer, en waar sonde nooit weer 'n houvas sal hê op mense nie. Daarom wil ek hê, u moet dit sien, dat die Here in beheer is van alles en almal. Watter boek in die Ou Testament moet ons saam die boek Openbaring lees? Daniël. Nou kom ons hoor dat sy Daniël oor hierdie selfde saak.
Want u sien, Daniël skryf vir ons baie duidelik, daar in Daniël 4 vers 35. En al die bewoners word as niks geag nie. Hoor nou wat staan hier. En na sy wil handel God met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en luister, daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat doen u nie? Kom ek verduidelik het vir u prakties. Jy weet mos, wanneer het verjaarsdag tyd is, dan pak ma al die mooi goedjies uit op die tafel, en het is hierdie lekker Romany creams, en dis nou nie die ene wat in die boksie koop nie, is hierdie ene wat hulle so met die room stop, wat my gewig laat optel. Maar hulle pak hierdie melktert uit en alles, en baie keer kom die kind en hy druk sy hand so in, en wat doen ma? Sy klap hom op sy hand en sê, los, wacht tot die mense kom. Daniël sê vir ons, daar is niemand wat Jesus Christus, die heilige God, op sy hand kan klap en vir hom sê, jy maak nie soos jy maak nie. Luister, ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is 'n God wat in die kerk gevestig word, wat deur ons nikke en ons grille bestuur word. As ons nie, kan hy nie. As ons nie bid nie, kan hy nie iets doen nie. As ons nie salf nie, kan hy nie genees nie. As ons nie op die einde van die dag hierdie God bestuur en beheer nie, dan kan hy niks doen nie. Luister, ek en jy is nie in beheer van God nie, hy is in beheer van ons. En daarom wil ek hê, u en ek moet hierdie saak baie duidelik verstaan, dat die God van die Bybel is die God wat in beheer is ook van alles wat gaan gebeur in die wêreldgeskiedenis, en dit sluit in elke individu, elke persoon, en dan ook die eindgebeure. U sien, God sal aan die Satan, die Antichrist en valse profeet die mag gee om op te tree in die laaste dae, sodat hy hulle kan oordeel en sy ewige koninkryk kan vestig. En ons gaan vanmôre na so 'n paar gedagtes rondom die Antichrist en valse profeet kyk, en ons kan nie na hulle kyk anders as om deur die bril te kyk van hierdie vers wat sê, dat God in beheer is van alles nie. Nou kom ons kyk gou vinnig na die Antichrist. Ons lees van hom, Openbaring 12 vers 18 en 13 vers 1. En ek het op die sand van die see gaan staan, en het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. Nou vriende, hierdie gedagte van die Antichrist is geen nuwe lering in Johannes se geskrifte nie. Ons lees al reeds in 1 Johannes 2 vers 18, skryf Johannes, dis dieselfde skrywer van die boek Openbaring, sê vir ons kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar nou ook baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Nou ons het baie gelees in koerante en tydskrifte op die internet van mense wat sê ek is die Christus en ek is die Christus. Het u gesien hoeveel blanke Suid-Afrikaanse man staan deesdae op? En hulle sit op YouTube hierdie ding van ek is die Christus, en hulle praat van Yeshua, en hulle al hierdie snaakse dinge wat hulle sê van God, en dat Jesus Christus 'n valse Messias is, en hulle nou deur God afgevaardig is, om vir die wêreld te sê, hulle is die nuwe Christus. En ek wil vir u sê, die Bybel het ons lankal gewaarsku teenoor die ouens. Ek kyk hulle so, en ek luister wat hulle sê, dan dink ek myself, die ou skepsel, hy word so oud. Hy's al grys in die baard, maar hy dink hy's die Messias, en hy's op pad graf toe, en hy dink hy's die Messias. Die Messias, die Bybel sê, word nie moeg en mat nie, hy het nie slaap nodig nie, hy word nie oud en gaan na die graf toe, en hy sterf 'n dood, so normale mensie. Hy het sy lewe eenmaal kom aflê, om dit weer op te neem, omdat hy die Christus is. Daar gaan baie valse Christusse kom, en die Bybel leer vir ons in Openbaring, in besonder die 13de hoofstuk, en verder tot daar by hoofstuk 17, 18, van hierdie Antichrist, en ook al sy mannewales en dinge wat hy gaan doen. Openbaring 11 vers 7 het al reeds vir ons so ietsie gesê, oor die Antichrist se hartsgesindheid. En wanneer hulle al getuienis voleindig het, dis die 2 getuienis waarna ons gekyk het, sal die dier of die Antichrist wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Die hele gedagte wat maar net deurkom is, dat dit hier gepraat word van een en dieselfde persoon, en dit is die Antichrist, wat dan ook hierdie diktatorskap gaan uitvoer op aarde, soos die Bybel dit vir ons leer. Openbaring 12 vers 9, ek lees net gou vir u wat staan daar. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word die duiwel en Satan, wat die wêreld verlei. Ons het verlede week daarna gekyk. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Daarom wees verheug, o hemele,
en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Dit sal die duiwel wees, wat die antichrist sal beset, om hierdie bose plan van hom ten uitvoer te bring, wat alles onder God se toelatende wil is. En daarom wil ek vir u sê, dat ons nie heeldag op ons senuwees hoef te wees oor, wat gaan nou gebeur volgende, en wat lê vir die wêreld volgende voor nie. Ek wil jou vra dat jy oë gefestig sal hou op die Here Jesus. Die antichrist gaan kom, lees die koerante, lees wat selfs die wêreldlinge sê daaroor. Die antichrist gaan kom, en almal verwag hierdie koms van hierdie wêreldleier, wat later diktator sal wees, om dan te vernietig, en heerskappy en aanbidding te vereis. Kom ons kyk gaan na die antichrist se herkoms. Weereens, ek het nie 'n oproep van hom gekry nie. Hy het nie vir my gesê hy is op pad nie, hy het nie vir my gesê waar hy gebore is nie. Ek probeer vir u die gedagte deurgee, daar is te veel predikers wat vir ons sê, ons sal vir julle sê wie die antichrist is. Ek onthou jare terug in 'n gemeente, kom my kerkrade aan en hulle bring vir my so 'n pak dokumente wat neergesit is daarvoor by ons tafel, by die ingangsportaal van 'n bepaalde kerkdenominasie wat sê, dis die antichrist, en hulle het 'n foto van hom gehad. En hulle vra my, wat moet ek doen met die goed? Ek sê, gooi het weg. En hulle het weggegooi na die tyd, dus die manne by my in die konsistorie, en kon ons praat, en luister vriende, as jy begin skrif praat met hierdie mense wat spekuleer, praat jy hulle vinnig in 'n hoek in, hoekom? Want die skrif is die autoriteit, nie ek en jy nie. Mense kan sekere goed sê, en miskien spekuleer daaroor, maar ons mag het nooit gelykstel aan wat die skrif vir ons leer nie. So kom ons kyk bietjie die antichrist se herkoms, en dan ook sekere gedagtes rondom die antichrist. Johannes skryf, hy sê, en ek het op die sand van die see gegaan staan, verwysende maar na die nasies, die sand van die see, as jy die boek Openbaring bestudeer, wys maar dat hy uit die nasies sal kom. En ek het 'n dier, in die Engels staan daar beast, uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. Nou vriende, jy moet nou nie dink en hier inlees dat die antichrist een of ander monster gaan wees nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ons skrif met skrif vergelyk, dat hy 'n persoon gaan wees, en baie duidelik ook die gedagte dat hy 'n nasie, uit 'n nasie gaan kom, en 'n persoon gaan wees, en hy gaan diktatorskap uitvoer op hierdie aarde. Daar is te veel spekulasies, en sommige mense is baie, ek wil amper sê, ernstig oor dit, as hulle vir jou sê, dis die antichrist, en dis die nasie, waaruit die antichrist gaan kom. En ek wil vanmôre vir u sê, ek gaan nie daaroor spekuleer nie. Al wat ek vir u gaan sê, is wat die Bybel sê, hy gaan wreed wees in sy optrede teenoor die mensekinders. En u moet tog nie dink die Satan speel speletjies met mense nie. Die Bybel sê hy is die dief wat kom om te steel en te slag en te verwoes. Hy's 'n mensemoordenaar. Kyk wat doen sonde aan Suid-Afrika, in die samelewing hier, onder ons kinders, by die skole, universiteite en wêreldwyd. Dis presies die werking van Satan, en die antichrist gaan presies op dieselfde manier hierdie diktatorskap dan ook afdwing. Maar hoor nou, sonde gaan hoogtyd vier. Want mense is lief vir sonde, en hy gaan absoluut hierdie beperking op sonde ophef, sodat mense hulle in sonde kan verlustig, sodat die oordeel van God kan kom. Die antichrist verteenwoordig 'n persoon en 'n nasie, en kom ek lees vir u wat staan in 2 Tessalonisense 2 vers 3. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente, en hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en hoor nou, die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit, en voorgee dat hy God is. U sal onthou, ek het vir u gesê, in Openbaring 6 kom hy as die vredevors, daarom gaan hy die wêreldbevolking mislei, daarom gaan die mense hom sien as hierdie een wat wêreldvrede gaan bring, en na die eerste 3,5 jaar gaan hy begin sy ware kleure wys, wanneer Satan hom sal beset, en hy as diktator, dan ook heerskappy en aanbidding van mense verlang. Uit watse nasie sal hy kom, ek weet nie. Party mense sê die herstelde Romeinse ryk, en
Ander sê weer, hy sal kom miskien uit Griekeland, en hulle gebruik sekere dinge wat hulle gebruik. Ek gaan nie vir u sê waaruit gaan kom nie, al wat ek vir u gaan sê is wat die Bybel sê, die Antichrist sal kom. Sy autoriteit of mag, vers 2 van Openbaring 13, en die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Nou, vriende, as ons kyk na die 7 koppe waarvan ons in die vorige vers gelees het, is die meeste kommentaarskrywers eens daaroor, dat het verteenwoordig sekere agtereenvolgende koninkryke. Ons praat van Egipte, wêreldheersers daai tyd, toe Assirië, toe Babylon, toe die ryk van die Mede en Perse, toe Grieke, die Grieke en toe die Romeinse ryk. En wat hierdie gedeelte vir ons eenvoudig wil sê is dat, soos hierdie voorafgaande koninkryke heerskappy gevoer het wêreldwyd, so sal die Antichrist dan ook 'n alles inklusiewe koninkryk hê. Hy sal soos die leeu, soos die beer, soos die luiperd vinnig en met mag en met mening hierdie wêreld oorvat. En soos die spreekwoord sê, nog voor hulle oë kan uitvee, sal hierdie diktator sit op die troon en hy sal sê, jy aanbid my, of daar sal gevolge wees. Nou ons wat vanmiddag huis toe ry en ons maak die oond oop en ons haal die skaapbout uit en weet die erwteppels word gebak en die rys is lekker daar en die sousie word oorgegooi en ons eet en ons gaan klim op daar die Sealy Posturepedic en ons gaan lê en ons vat 'n middag slaap en dan dink ons by onsself, wat is fout met hierdie predikant? Het hy te veel Hollywood movies gekyk, het hy een of ander ding gekyk wat hom bang gemaak het, nou probeer hy ons bang maak? Nee. Ek wil vir u sê, daar kom 'n tyd oor hierdie aarde, waarvan die Bybel ons al reeds vroegtydig waarsku, waar die Satan met alle mag en mening sal neerdaal in sy laaste poging om God te probeer ontroon. En ek het vir u in die verlede gesê, die posisie is nie beskikbaar nie. In die Citizen is daar nie 'n advertensie, die troon is vakant en is daar iemand wat God se troon kan vul nie. Hy is God, hy regeer, al verstaan ek en jy nie alles nie, val ons in by sy waarheid, of ons staan teen dit wat hy in sy woord geopenbaar het. So sy autoriteit en mag gaan aan hom gegee word en dit gaan 'n wrede en 'n hartseer koninkryk wees. Sy gewildheid, hoor gou. En ek het een van sy koppe gesien, Openbaring 13 vers 3, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou vriende, ek wil vir u sê, ek hoor dat hierdie wond deur 'n swaard dan ook aangebring is, en hierdie wond is onmiddellik genees, en van die kommentaarskrywers reken, dit was maar net so bietjie amper dat hulle hierdie mense om die bos probeer lei het, iets voorgegee het wat daar nie was nie. Ander sê weer, dit was 'n wond en God het ook die mag gegee dat hierdie ding genees kan word, sodat die mense mislei kan word. Hoe dit ook al mag sê, die Bybel leer vir my vriende, dat die hele wêreld verwonderd agter die dier aangegaan het. En as ek voorberei, dan dink ek baie. Dan dink myself, hoe sal jy agter 'n wrede diktator aanloop? Hoe sal jy hierdie man volg, slaafs navolg? En dan besef ek hoe vinnig mense mislei kan word. Ek wil vir u sê, dis vir my hartseer as ek boodskap op boodskap van mense kry, op my WhatsApp, waar hulle vir jou vertel van hierdie nuwe profeet, wat hierdie nuwe wonders en hierdie nuwe tekens doen, en dis the time of miracles, en God gaan sekere wonderwerke doen, dis die tyd van Joël die profeet, en hulle ruk die skrif uit verband, en die menigte stap agter hulle aan. Kom ons gebruik een praktiese voorbeeld. Ons as wêreld is pas deur die pandemie van COVID. Die valse profeet het op televisie gesê, COVID, we bind you in the name of Christ. Jy het dit gesien? Jy het dit gehoor? En het die duiwel en COVID vir hulle geluister? Nee, gaan kyk vanmôre of hulle kerke vol sit. Ja, hulle kerke sit nog net so vol. Waarom? Want God eis 'n absolute gehoorsaamheid aan homself, 'n lewe van opoffering. Terwyl die valse profete vir jou 'n lewe gee, wat vir jou gemaklik goed en reg sal wees, waarin jy die voordele kry, en God eindelik jou dienskneg word. Daarom sal hierdie Antichrist 'n gewilde man wees. En die Bybel sê, hulle sal agter hom aangaan,
waarsku die Here Jesus nie self in Matteus 24:24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Nou, woordjie uitverkiesing of uitverkorenes is nie 'n vloekwoord nie. Want net vir jy dit sê. Dis ietsie wat in die Bybel staan. Dit staan meer in die Bybel as enige ander ding, want God het vir homself 'n oorblyfsel gekies, en die Bybel sê dat ons nie, en jy gaan later in die boodskap sien, nie mislei sal word deur hierdie anti-kris. En in besonder hulle wat deur die groot verdrukking sal gaan, ons sal nie deur hom mislei word nie. Waarom nie? Want as God sy seël op jou geplaas het, sy gees in jou hart uitgestort het, dan gee hy vir jou genade om onderskeid te kan tref tussen waarheid en leuen. Matteus 12:38, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van U sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken. Weet jy wat verbaas my? Luister noudag na 'n predikant wat preek van 'n gereformeerde kerk, in aanhalingstekens. Hy sê die Here het die predikant geroep vir 3 take. Die een verkondig die evangelie, die tweede een dryf duiwels uit, en die derde een maak siekes gesond. En dan gebruik hy die apostels as voorbeeld, en ek dink myself, as 'n predikant wat in diens van die Here sulke swak eksegese van die skrif doen, verstaan ek nie hoe hy op die kansel toegelaat word nie. Luister wat ek vanmôre vir u sê. 'n Slegte, 'n bose geslag soek wonders en tekens. Die Here Jesus wat almal genees het, wat na hom toe gekom het, is hy verhoog en het hy koningskap ontvang deur die mense. Hy's gekruisig. Hy vermeerder brode, hy maak siekes gesond, hy wek dooies op, hy kon dit doen. Wat doen hulle met hom? Weg met jou, want hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Redding kos niks vir jou en my nie. Christus het die prys betaal, maar die dag as jy gered word, kos dit jou alles. Jy moet jouself vir die Here elke dag gee. Ek wil vir jou sê, ek weet nie van jou vlees nie, maar my vlees roep elke môre, Gerard, it's a new day. En as ek daar op die pad is, wil my vlees oorvat, en dan herinner God my, jy is koningskind, vrygekoop deur die bloed van die lam, die getuienis moet uitgaan. Ons soek nie wonders en tekens nie, ons soek nie sogenaamde nuwe profete nie, ons salf en seën almal nie. Ek hoor onlangs van 'n prediker wat hande oplê vir almal nou deesdae. Die Here sê vir ons baie duidelik, dat ons moet versigtig wees, om vir almal die hande op te lê. Weet jy wat is aan die gang? Ons is te lui om voor te berei. Nou kom ons moet al hierdie goedjies na mense toe, en mense soek dit. Want is nie 'n boodskap wat 'n uitdaging op jou en my lewe het nie. Die uitdaging vanmôre is ons manne en vroue van God se woord. Of soek ons tekens en wonders, dit sal presies so in die tyd van die einde wees. Die mense sal mislei word deur hierdie sogenaamde wonders en tekens. Sy eis om aanbidding. Openbaring 13 vers 4, en hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het. So hulle die Satan aanbid, dan het hulle ook die anti-kris aanbid, die een wat aan die dier mag gegee het, en gesê, hoor wat sê die mense, hoor wat sê hulle, wees aan die dier gelyk, en wie kan teen hom oorlog voer? En ek vra weer die vraag, hoe is dit moontlik? Dat mense sê, onthou nou, dis in die middel van die groot verdrukking, daar het al 7 seels en 7 bassyne gegaan. Daar is geweldige energie op aarde, en nog steeds sê die mense kinders, wie kan teenoor teen die duiwel en die anti-kris oorlog voer? En ek vra myself weer die vraag, hoe is dit moontlik? En toe dink ek aan wat in Suid-Afrika en wêreldwyd aan die gang is. Kom ek gaan gou vir iets sê wat u weet. So is nie nuwe inligting, ek is jammer daaroor. Maar is goed om ou inligting net weer onder mense se aandag te bring. In Suid-Afrika is daar mense wat die Satan aanbid. En dis deur wetgewing dan ook goedgekeur. So met ander woorde, jy kan Satan aanbid,
en die land en sy regering gee toestemming, hulle gee vir jou grond om dan ook daar vir jou 'n tempel of wat ook al hulle dit noem te bou, en hulle die Bybel van die sataniste wat hulle lees, en hulle doen allerhande weird goed, en as jy 'n swart kat het, pas op. Groet hom, daar sekere tye wat hy verdwyn. Nie deur 'n wonder of 'n teken van die valse profete nie, maar deur hierdie mense. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis hartseer om te dink hoe boos mense se harte is, dat hulle hierdie diktator in hierdie moeilike tyd van die groot verdrukking nog steeds sal aanbid en sal sê, wie is daar wat sy gelyke is? Kom ek gaan vanmôre vir jou sê wat staan in die Bybel, hoekom gebeur dit? Hoe is dit moontlik dat mense so misleid kan word? Kom ek gee vir u die antwoord van die Bybel. 2 Tessalonisense 2 vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid sal in die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Net so insetsel hierso, die duiwel is nie vir die Here enige oppositie nie. Hy gaan hom met die asem van sy mond verdelg. Hy gaan hom letterlik in 'n oomblik van sy aangesig wegvee. Vers 9, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, dis nou die Satan en die anti-kris en die valse profeet. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Tekens en wonders van die leuen. Dink jy mense kan voorgee? Mense kan ek wil amper sê hulle self voordoen. Ek dink so. Ons sien dit elke dag. Ek hoor van manne wat mense genees by die dosyne. As jy later gaan kyk, dan sit hulle by die dokter. En dog jy by jouself, maar jy het gister in die kerk getuig, is gesond. Wat doen jy hierso? Seker 'n familie of vriende, ek weet nie wat hulle by die dokter het nie, maar die gedagte is net, met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, hoor dit staan hier, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Waarom gaan mense slaafs agter die Satan, agter die anti-kris en valse profeet aanloop? Omdat hulle hierdie waarheid van God se woord eenkant geskuif het. Vers 11, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Ek het so tyd terug 'n boodskap gepreek, as God jou vyand word. Wie van u kan dit onthou? Dat mense my gebel uit verskillende dele van die land, en een persoon het vir my gesê, tog nooit so daaroor gedink nie. Almal is bang vir die duiwel, en dis nou weer Halloween dag, en dan is dit weer 'n dag wat die Satan aanbidders oproep om teen huwelike te bid. Vergeet van die Satan. Dis nie my en jou afdeling om teen hom te staan nie. Gaan lees die boek Judas. Die Bybel sê ons onderwerp ons aan God, maar dan gaan 'n dag aanbreek waar mense die waarheid bly verwerp en God word hulle vyand. Dis 'n probleem. Dis 'n probleem as die een wat die redder is, jou vyand word. Daarom sê die Bybel in Galasiërs 6:7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, wat net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ons kyk gou een na sy arrogansie. Openbaring 13 vers 5, en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en wat in die hemel woon te laster. U sien, die anti-kris se hele doel sal wees om mense van God af weg te trek, om te sê, luister, hierdie God, man, maak beloftes al vir baie jare, hy kom dit nie na nie, hier is ek is hier, julle kan my sien, julle kan my hoor, julle kan die magte en die tekens en die wonders sien wat ek doen, saam met die valse profeet. En die Bybel sê vir ons, hy sal God laster. Ek het vir die klaar gesê van die Satan aanbidders, wat ons in ons land vind, wat God laster. Ek wil vir u sê, gaan praat met die deursnee skoolkind, jy sal hoor hoe laster hulle God. Ons lewe in verskriklike tye. Ek wil vir u sê, gaan na die deursnee universiteitsstudent, as hulle nog enige Christelike waardes gehad het, as hulle ingegaan het, kom hulle uit daardie universiteit met niks Christelike waardes nie, inteendeel, heel moontlik deur bose dinge vasgevang. Ons kry die spotters van ons tyd wat sê, en nou waar is die Here? Ek het met my verkyker gekyk en ek het al met 'n teleskoop gekyk en ek sien niks nie. Julle ouens self vir baie jare, hy kom, waar is hy? Wag nog so rukkie, julle sal hom sien, as jy vanmôre 'n spotter is. Dan kry jy die wat in die kerk van die Here Jesus
nie noodwendig met hulle woorde godslasterlik praat nie, maar met hulle dade absoluut godslasterlik optree. Ek luister nou die dag na 'n prediker nie ver van ons nie in 'n groot Pinkster charismatiese kerk, waar hy vir sy gehoor met, en ek wil nie sê gemeente nie, ek wil sê gehoor, vir sy gehoor met baie woorde betower, en hy sê vir hulle dat hy op 'n stadium 'n sekere funksie gereël het, dit sou buitekant gewees het, en die weervoorspelling het gesê dit gaan reën, en hy sê vir sy gehoor, I told God, ek sê vir God, jy sal sorg, dat hierdie dag 'n mooi dag is, en daar sal nie reën val nie, daar sal nie storms kom nie, en luister, die meeste mense sê, ons is in 'n Christus belydenende kerk, want ons profeet het vir ons gesê, wat hy vir God gesê het, en dit het so gebeur. En ek wil net vanmôre vir u sê, dit het nie so gebeur, omdat hy iets gesê het, of te doen het daarmee nie, God in sy toelatende wil laat sekere goed toe, die gedagte, die arrogansie, wat ook in die kansel van Christus belydenende kerke vandag, na vore kom, is absoluut godslasterlik. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, Judas waarsku, as u die boek Judas gaan lees, sê Judas, ek wil oor julle gemeenskaplike geloof geskryf het, ek wil eintlik vir julle vertel het hoe wonderlik God is, maar ek vind dit nodiger om te skryf, en dan moet ons stop, want die tyd is verby, en dan moet nog 'n Bybelstudie aangebied word, en ons sal later by die ander gedagtes kom. So, goeie nuus, ek stop nou, slegte nuus, daar's nog 'n Bybelstudie na die tyd, en ons het die hek gesluit, so vir u wat wil gaan nie, kan nie gaan nie. Judas 1 vers 4. Want sekere mense het ingeslyp, wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. En die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verhoor. Judas praat nou van kerkmense. Hy praat van mense wat deel uitgemaak het van die gelowiges in daardie tyd. Hoor wat sê hy? Hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. En alles wat hulle soos redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle ten gronde. Wee hulle is 'n oordeel wat God uitspreek. Nou sê Judas, wee hulle want hulle die weg van Kain bewandel en omloon hulle self in verleiding van Biliam gestort en die verset van Korag omgekom. Wat bedoel Judas as hy dit sê? Onthou jy Biliam, die valse profeet? Balak sê vir hom, kom vervloek Israel en ek gee jou baie geld. 3 keer probeer hy, die Here verander hierdie vloek in 'n seën, en wat doen Biliam later? Hy sê vir Balak, daar's 'n oplossing. Hierdie klomp Jode, hierdie klomp Israeliete, hulle hou van vrouens. Stuur jou vrouens onder hulle in, dat hulle oreer, en God se oordeel kom, en Biliam, volgens hierdie gedeelte, kry ook loon. En die Here sê dat baie predikers vandag is daar vir die geld. Gaan luister en gaan hoor wat predikante se dryfveer is. Ek praat gister met 'n man by die sonnaskool piknik, hy sê vir my, sy broer is in 'n bepaalde gemeente nie ver van ons nie, Afrikaans sprekende gemeente. Hoor dat sy suster kanker het, bel die predikant en sê vir hom, luister, julle moet vir my suster bid, want hulle is ook wonders en tekens en salf. Ek wonder ek om in die hospitale toe gaan en daar gaan salf, en daar by die kankerklinieke, en daar by al hierdie plekke waar hierdie mense blind en doof en alles is nie, maar dit daar gelaat sy boodskap verander tyd. Hy vertel hierdie predikant, of hierdie persoon wat hy bel, weet nie wat sy ouderling of wat ook al was nie, sê vir hom, gee net vir my jou ID-nommer deur. En ek het nou gewonder oor die ID-nommer, en hy tik sy ID-nommer en hy sê vir hom, luister, jy het nie laas maand jou tiendes gegee nie, ons sal nie vir jou suster kom bid nie. Hy sê vir my, dis nie iets wat hy by die ou gehoor het nie, hy het self geluister na die telefoongesprek, en ek dink met myself, dis presies wat in die land aan die gang is. Wil u dink die antichrist se koms is nog ver? Mense kom en terwille van geld wil hulle die evangelie aan mense verkoop. En hulle wil wonders en tekens verkoop. En dis wat die Bybel vir ons sê wat hier gebeur, en Henog die 7de van Adam af het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Sy arrogansie sal hom dryf, dat hy sekere dinge teen God sê, dat hy sekere dinge sê teenoor die heilige God, wat hemel en aarde geskaap het, en die Here sal self
die oordeel bring. En ek wil vanmôre afsluit deur vir u te sê, en ek wil vir u vra, asseblief my nie kruisig daaroor nie. Dis maar net iets wat ek baie oor wonder. Ek wonder hoeveel predikante werklik gered is. Hoeveel sielesoekers is en hoeveel sielingsoekers is. En dis presies die aanloop na die openbaarmaking van die anti-kris. Mense word stelselmatig gewoond gemaak aan 'n vreemde godsdiens, waar God nie meer hoof en koning is nie, maar voorgeskryf word deur mense. Dis 'n wegbereider vir die anti-kris, en as hy kom, sal hy met sy arrogansie en diktatorskap heerskap uitvoer. Ek gaan afsluit, vriende, daar is nog, dink ek, 5 of 6 punte. So ek kan nie aangaan nie, ek moet nog by die valse profeet ook uitkom, en ek dink nie die valse profeet gaan tevrede wees, ek hom afskeep nie. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Hemelvader, ons besef dat ons in baie moeilike tye leef. Alles 'n wegvoorbereider vir die ou anti-kris wat sal kom, en die valse profeet, en al die boosheid wat sal plaasvind op aarde. Maar die goeie nuus is, Vader, dat u u seun Jesus Christus gestuur het, wat sondaars kom red. En daarom wil ek bid vir elkeen hier teenwoordig, dat hulle sal seker maak dat hulle die naam van die Here aangeroep het. Want die Bybel sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n bonatuurlike, kosbare geboorte, waar u ons 'n nuwe hart kom gee, nuwe begeertes kom gee, 'n nuwe liefde vir u self en u saak en u werk, en 'n haat vir sonde. En ek pleit, Here, dat ons nie onverhoeds betrap sal word, en wanneer die bassein blaas, dat ons sal agterbly, omdat ons die duisternis liewer gehad het as die lig, omdat ons werke boos was. Dierbare Here, dankie dat u gekom het, dat ons vrede, en dat ons ook, Here, hierdie sekerheid in ons harte en ons lewens kan hê. Ek pleit, Vader, dat u deur u Gees, wanneer ons aangaan met hierdie boodskap volgende week, genade sal gee, dat ons sal besef, daar lê moeilike tye voor vir die wêreld. Maar Jesus sê vir ons, dat hy is die weg en die waarheid en die lewe. En dat niemand kom na God die Vader, behalwe deur hom nie. Ons dink vanmôre aan die misleiers. Hulle wat vanmôre 'n kerkdeur oopsluit met 'n groot kruis voor op die deur, maar alles wat hulle van die kansel af sê is letterlik lynreg teen die Bybel en selfs godslasterlik. Here, sal u genade gee dat hulle gered sal word. Dat u mense uit hierdie misleiding sal wakker maak, dat hulle sal keer na die lewende God en hom sal dien as die soewereine heerser. Nie die dienskneg van die mens nie, maar die pottebakker wat die klei vorm en maak net soos hy wil. Ek pleit en ek vra, Here, dat u genade sal gee. Ons hierdie waarhede sal sien en sal gereed maak om u die Heilige te ontmoet. Seën dan ook ons saam zijn later by die Bybelstudie, word u verheerlik. Amen.